die wat nie meer kan nie. In ons land is Augustus maand gewoonlik 'n uitputtende maand. Veral as jy 'n boer is. Hier in die noorde, in hierdie kant van ons land, is die wêreld vaal en grys. Elke dag sien 'n mens veldbrande. Oral maak die roet en die rook en die stof so dun laagie wat neersif. Die Augustuswande, veral as jy moet gaan ploeg of jou vee moet versorg, jaag sulke stofduiwels op die lande op. En dis nie sonder rede dat Augustus maand ook in 'n mens se hart en in jou gemoed insluit nie. Nie sonder rede dat 'n mens se gemoed soms voel soos die omgewing waarin jy jou bevind nie. En daarom is dit Augustus maand soms 'n maand van moedeloosheid. Mens voel soos Jesaja. Wat help alles? Die mens is tog soos gras en hy verdor. Die mens is tog soos 'n veldblommetjie. Die wind daaroor waai, dan verlep alles. Dan voel alles nutteloos. Wat help alles as daar groot magte om ons is en in ons land wat net te groot is? Wat help dit ons poeg en spartel, probeer liggaam en siel aan mekaar hou, net om uit te vind dat die lewe het sy eie koers, en hy vat jou saam met hom of jy wil of nie. Augustus maand, hierdie tyd van die jaar, put 'n mens se kragte uit. Dis seker die ergste wat 'n mens beleef is, jy ontdek jy kan moeg word. Nie net liggaamlik nie. 'n Mens se gees kan ook moeg word. Daar's net te veel dinge waaraan 'n mens moet aandag gee of wat met jou gebeur. Dat selfs jou gemoed, jou siel moeg raak. Dis die gees wat aan die orde was in die volk van God, ook selfs in die profeet Jesaja se lewe. Omstandighede, die stroom van die geskiedenis wat hulle meegesleer het, was net te groot. Hulle moes beleef hoe die koning van Babylonië, Nebukadneser, met sy leer opruk. 586, 587 voor Christus, stroop by Jerusalem. Die Bybelse geskiedenis vertel dat die inwoners, nou nie almal nie, maar soveel as 12.000 van die, kom ons sê die leiersfigure, die priesters, die konings, die prinse, so 12.000 van hulle is as slawe weggevat na Babylonië toe. Ons leer dit in ons Bybelgeskiedenis van kategese af ken as die ballingskap. In ons eie volk se geskiedenis het ons dit ook geken. Die balling wees in 'n krygsgevangenekamp of 'n konsentrasiekamp, gestroop van alles, onseker oor die toekoms. Die ellende vir Israel was dat hierdie magte nie opgehou het nie. Nebukadneser het na die tyd nog 4 strooptogte in Jerusalem en Juda onderneem. En diegene wat na Babylon toegevat is, daardie gelowiges, het hoop verloor. En wat in hulle harte en gedagtes begin heers het later in hulle lewe en op hulle lippe begin klink. En wat hoor ons in Babylon? Wat is daar wat in die hart is, wat in die mond na vore kom? Hulle begin sê, God is nie wie hy is nie. In die hart was die gedagtes en dis met handelinge en dade en woorde gesê, dat die gode van Babylon het God verslaan. Wat beteken dit vir daardie mense, dat hulle van God niks meer verwag nie? Hulle het moeg geword na liggaam en na gees. Wat vir 'n mens opvallend
opvallend is dat selfs die profeet Jesaja dieselfde gees geadem het, dieselfde gedagtes gekoester het. Jesaja, veral hierdie tweede Jesaja, is nie iemand wat hom op die voorgrond stel nie. Ek het nogal 'n liefde vir Jesaja, want dis 'n profeet wat hom nie een kant van die volk hou nie, hy beleef alles wat sy volk beleef. Hy staan nie hoog bo hulle uit met 'n mooi parel van waarheid nie, hy ly saam met sy mense. En daarom hoor 'n mens dat Jesaja nie roem nie, maar dat hy kla en dat hy erken. Die profeet erken, ek is soos my volk, ek is moedeloos, ek het hoop verloor. Ek sê ook, van God kan ons niks verwag nie. Jesaja is so deel van sy volk, dat hy selfs ook dit sê, ek is soos gras. Broeders en susters, en ons beleef dit nogal nie net van hierdie geskiedenis in die Bybel nie, hierdie gebeure nie. Ons beleef dit in ons eie land, onder ons eie volk, onder ons eie gemeenskappe. Ons mense raak moedeloos. Ons hoor elke dag dat kerke kleiner en kleiner word, dat al hoe minder kinders katekese toe kom, dat mense met hulle dade en woorde sê wat in hulle harte is. Ons kan van God niks meer verwag nie. Daar's ander gode by wie ons eerder kan gaan sit. Of dit nou geld of goed of watter God jy ook al het. God is iets wat in jy vertroue stel. Nou moet 'n mens vra, wat is dit wat mense so moeg maak? Wat is dit wat mense so moedeloos maak? En dan is daar twee dinge wat Jesaja noem. Hy sê daar's twee dinge wat oor ons kom. Die een is die kragte van die wêreld. Die groot magte van die wêreld. Maar dan hoor ons dat Jesaja sê, maar julle is nie net slagoffers nie. Nie net kragte en magte wat van buite af oor julle kom nie. Ons het ook skuld hieraan. Dat sy volk is ook skuldig. Die woordjie skuld, veral in die Bybelse omgewing, beteken jy skiet tekort. Jy het 'n gebrek. En Israel moes al by die 8ste en die 9de eeuse profete dit hoor, dat God vir hulle sê, julle skiet tekort. Daar's iets gebrekkig aan julle. Wat skiet julle aan tekort? Julle kom in opstand teen God. Julle vertrou nie sy genade nie. Twee dinge wat 'n mens moedeloos maak. Magte wat oor jou spoel, maar dan die vreemde ding ook die skuld, jou eie tekortkoming. En op die lange duur bring hierdie groter magte en die skuld in 'n mens jou by die punt dat jy beswyk. Jy beswyk, jy word te moeg, jy word tot die dood toe moeg. Die kern en die hart van die saak is, dat die mens dink hy kan met sy eie kragte die lewe hanteer. En ontdek dat sy kragte is nie genoeg nie. Die lewe se lot en die skuld is te veel vir die mens. En daarom hoor ons, die mens word moeg. Maar in hierdieselfde woorde van die profeet Jesaja klink iets anders ook. Daar is 'n ander uitsig. Daar's 'n ander kant. Daar's ook mense wat nie moedeloos word nie. Daar's ook mense wat nie moeg word nie. En nou gebruik Jesaja die beeld van 'n arend. Dis mense wat kan sweef soos 'n arend bo alles uit. Dis mense wat bo hierdie aardse magte, bo hierdie wêreldse lot
selfs bo die skuld van die mens kan uitstyg. En die vraag is, wie is hierdie mense waarvan Jesaja praat? Wie is hierdie mense aan die ander kant wat krag en moed het in so 'n wêreld? Skryf hy eenvoudig: dis diegene wat hulle verwagting stel in die Here. Dis diegene wat kennis het van God. Dis diegene wat die lewende God hoor, sy stem en sy woord hoor. En dit is hom wat Jesaja gehoor het. Ons het net nou gesê, die treffende is dat Jesaja hom met sy volk vereenselwig. Ek is net so moedeloos, ek het net so deel aan die skuld. En tog kom daar iets van buite Jesaja se lewe, van buite sy menswees. En dan kon Jesaja nie anders as om te sê, hoor die woord van God. God praat met my. En wat hoor Jesaja van God? Dis 'n woord wat deur alles die mens se hart tref. En dis 'n woord wat die bron word vir die mens se krag. U het dit vanoggend gehoor. Luister weer daarna. Luister weer daarna, want dit is die kennis van God wat aan die mens sy krag gee. Dit is die kennis van wie God is wat aan ons weer moed gee. God word nie moeg nie. God is die ewige, onkeerbare Here. Hy is met die mens in hierdie wêreld besig. Jesaja het dit ter harte geneem en hy het dit gehoor. Jesaja het, sonder dat sy volk 'n vinger gelig het, gehoor dat God besig is om Nebukadneser se mag stukkie vir stukkie af te breek, want uiteindelik aan die ander kant van die wêreld kom 'n nuwe koning op, onder die Mediërs en die Perse, Kores. Kores word by meer as een plek genoem God se knegg. Dis wie God is. Hy skep die geskiedenis. Hy gebruik selfs 'n heiden om sy volk te verlos, om die pad van die verlossing oop te maak. En dit doen God onophoudelik. 'n Nuwe maghebber het in die hande van die Here opgestaan. En sonder dat ons iets gedoen het, sê Jesaja, het die Here aan ons verlossing gebied. Want Kores laat toe dat die volk teruggaan na Jerusalem toe. Nog voor dit gebeur, sê Jesaja, die Here gaan verlos, die Here gaan red. God gaan iets nuuts doen. Hy herskep. Dis hoe Jesaja die Here leer ken en hoe hy sy woord hoor. Nou is die vraag, geliefdes, of ons hierdie woorde van Jesaja ter harte kan neem, of u dit in u eie lewe, in u eie wêreld ook in die hart kan dra. Ken jy God soos wat hy aan Jesaja hom bekend gemaak het? Met ander woorde, weet jy dat God nooit moeg word nie? Nooit. Weet jy dat God opgewasse is teen hierdie wêreldmagte? Dat hy selfs opgewasse is teen jou skuld? Weet jy dat die Here die een is wat die geskiedenis skep? Ken jy die Here so? En hoeveel te meer
word dit nie vanoggend vir ons in die nagmaal gewys nie, duidelik gemaak nie. Want as ons die brood en die wyn neem, dan klink die woorde van Jesus Christus, dan herinner hy ons hieraan, jy die brood neem, dink aan my, onthou my. As jy die beker teen jou lippe sit, dink aan my, onthou my. Dink aan my kruis, dink aan my opstanding. Ek is opgewasse teen die sonde. Ek is opgewasse teen al die magte van die wêreld. Ek word nie moeg. En daarom kan ek die dood oorwin. Daar waar die mens so moeg word, dat hy doodgaan, daar hoor ons dat die Here nie moeg word nie. Daarom staan hy op uit die dood. Onthou, sê hy, dink aan my as julle van die brood eet en uit die beker drink. En onthou wie God is. Hy oorwin alles. Hy dra jou skuld. Hy versoen ons met die Vader. Ja, nou kan ons met oortuiging sê, al is alles verganklik, ons verwag iets van hierdie Here. Ons verwag van hom wat nooit moeg word nie. Ons verwag iets van hom wat altyd die geskiedenis skep. Ons verwag van hom soos Jesaja. Hy sal ons krag gee. Hy sal ons deur alles lei. Hy sal in ons moe harte en siele sy woord skenk. En hoor jy daardie woord? Ek sal jou laat opstaan uit die dood. Dink hieraan wanneer jy aan die tafel van die Here sit. Die lewende God word nie moeg nie. Dink hieraan as jy die brood en wyn in jou hand neem. Die lewende God skep die geskiedenis. Dink hieraan as jy die Here se woorde hoor, onthou wie ek is, onthou wat ek doen. Ek gaan iets nuuts doen. En wat is dit wat hy nie doen? Onthou, ek gaan jou uit die dood laat opstaan. Daar's twee soorte mense. Diegene wat moedeloos raak, want hulle het vergeet wie God is. Maar daar's diegene wat met krag en geloof vorentoe gaan, want God laat hulle onthou wie hy is. Die nagmaal is aan die een kant 'n herinneringsmaaltyd. Die Here Jesus het dit vir ons gegee om vir ons te sê, onthou my. Maar omdat dit 'n maaltyd is uit die hande van die Here, doen dit ook iets. Dit skep krag. Dit laat ons onthou, ons Here word nie moeg nie. Hy staan op uit die dood. Amen. Voor sy dood het ons Here saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê, hulle moet dit gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente om ons geloof te versterk. Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons dat ons gemeenskap met God het en met mekaar en deur sy Gees aan mekaar gebind is. As ons aan die tafel van die Here kom sit, dan kom ons om hom te verheerlik. Ons glo dat ons Here deur sy Gees hier by hierdie feesmaal teenwoordig is
En wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Christus. Dit herinner ons dat ons deur geloof met Christus saam met hom gesterf het, maar dat ons ook saam met hom sal opstaan tot 'n nuwe lewe. En daarom wil die nagmaal ons daarvan verseker, ons het deel aan Jesus Christus. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal. Geliefdes, ons behoort vir ewig aan God, en daarom hoef ons niks te vrees nie. Want ons Here Jesus is die een wat was, en hy is die een wat is, en hy is die een wat kom, hy is die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar, want ons het almal immers deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, dit bind ons aan mekaar. En daarom moet ons voor ons by die tafel aansit, onsself eers ondersoek en onsself afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en ons het daaroor berou. Maar omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die nagmaal verseker ons opnuut dat daar by God vir ons genade is. Maar wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy sorg en sy liefde en sy versoening. God versorg ons met hemelse en aardse brood. En daarom moet sy kerk uit dankbaarheid ander ook so versorg. Liefdes, voordat ons by ons Here se tafel aansit, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, u gemeente is hier byeen, rondom dit wat u aan ons gegee het. U het ons hier by mekaar gemaak, en u rig ons oë en ons harte op u liggaam en u bloed. Heer, dat ons harte en siele sal hoor, dat u is ons God, ons Here en Verlosser, wat die geskiedenis stuur en vorm. Heer, dat ons vanuit die woord ook hoor, dat u dra ons skuld, en u dra die hele wêreld. En daarom gaan ons nie ten gronde of onder nie. Here, dankie dat ons ook kan hoor, dat ons wat stoffelike mense is, deel het aan u kruis en u opstanding. Dat ons wat sterflik is, vanweë ons skuld, het deur u genade deel aan die nuwe lewe. Nou bid ons u dat u ons hier sal voed en verkoop, Here. Dat ons sal hoor dat daar nie vanuit die lewe iets na ons toe kom nie, maar dat daar vanuit u iets vir die lewe kom. Dit vra en bid ons, terwyl ons weet u is self hier in ons midde, wil u ons harte aanraak, en wil u gees met ons gees praat. Amen. Gesang 439 is ons sang om die tafel van ons Heer voor te berei, die eerste en die tweede strofe. En dan wil ek vra aan die tafel, sing ons die ou beruiming Psalm 116, hy's agter in die psalmboek, gesangboek. Maar kom ons berei ons Here se tafel voor, en al biddend met gesang 439, eerste en die tweede strofe.
Dit is die gebruik in die hervormde kerk dat ons ook 'n uitnodiging rig aan lidmate van ander gemeentes of kerke, met jy op dieselfde belydenisgrondslag staan as die hervormde kerk en ook die vrymoedigheid het om in die eie gemeente aan die tafel van die Here te sit. Broeders en susters, die tafel van ons Here is gereed en saam met die tafel klink die woord ook: kom geliefdes, die Here u nie voed nie, aan die pad vir u te lank word. Kom sit aan die Here se tafel. Nog 2 sitplekke daar. Broeders en susters, uit die prediking het u gehoor dat die kennis van God is dit wat die mens voed en verkoop. Dit vind ook neerslag in die formulier hier by die tafel. As ons die brood en wyn nou gebruik, moet u dit nie as sodanig ter hand neem en iets van die brood en wyn verwag nie. Maar u moet deur die geloof u rig op Jesus Christus. Hy wat in die hemel is, wat ons verseker, so seker as wat ons van die brood eet en uit die beker drink, net so seker voed hy en verkoop hy ons siel en ons geestelike gang. Daarom is die brood wat ons breek teken van ons deelgenootskap aan die liggaam van Jesus Christus. Eet daarvan. Die beker van danksegging, waarvoor ons God dank, dui ons op ons deelgenootskap aan die bloed van Christus. Drink daaruit. Elke keer wanneer u van die brood eet en uit die beker drink, verkondig u die dood van die Here totdat hy weer kom. Die profeet Jesaja het sy krag ook geput uit die psalms, onder andere ook Psalm 90 en Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. Die goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Kom ons sing van ons geloof in die Here se woord, Psalm 116, die ou beruiming, die eerste strofe.
Psalm 145, die 15de vers is die uitnodiging van ons Heer. Daar lees ons, kom, laat ons ons oë op die Here rig. Hy voed ons op sy tyd. Kom broeders en susters. Die brood wat ons breek, dui op ons deelgenootskap aan die liggaam van Jesus Christus. Eet daarvan. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, dui op ons deelgenootskap aan die bloed van Jesus Christus. Drink daaruit. Elke keer wanneer u van hierdie brood eet, uit hierdie beker drink, verkondig u die dood van ons Here, totdat hy kom. 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. 'n dag sal die son jou nie steek nie, en 's nag sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Kom ons sing die tweede strofe, Psalm 116. Dus terwyl ons so sit, kom ons dank ons Here. Heer, so pas kon ons aan u tafel sit, u woord voel en tas en hoor, maar ook sien, Here.
Dat ons sien ons kan na U roep en dit is nie te vergeefs nie. Dat as ons na die berge opkyk, na die lewe, na al die gevare, as ons sien hoeveel teestanders ons het, in siekte en ja, Here, ook in nood, dan hoor ons elke keer dat hierdie teestanders magteloos sal toekyk, dat hierdie berge uiteindelik vir ons gebreek word, want U is ons helper, U is ons herder. U hang aan die kruis vir ons, sodat ons deel kan kry aan dit wat U nuut maak, die herskepping van die lewe. Dankie dat U ons vandag opnuut verseker het as gemeente, as man en vrou in die geloof, dat dit ons deel het aan die nuwe skepping, aan die opstanding en die lewe. Maar Here, dis ook vir ons tot troos en berusting om te weet dat U by ons staan, dat U die geskiedenis skep. Gee daarom aan ons, Here, ook vreugde en die verwagting dat alles wat uit U hand kom goed is. Ons kan nie anders as om ook te bid vir U kerk in die wêreld nie. En ons neem ter harte dat U dit so wil dat daar 'n kerk moet wees. Dat ons mense is sondaar mense by wie U wil wees. En Here Jesus, ons dankie dat ons as gemeente ook daarin ons krag kry. Dat U wil by sondaars soos ons wees. In al U krag, en al U genade. En nou bid ons Here vir hierdie wêreld wat so moedeloos raak. Ons bid vir ons broers en susters ook. Kan nie anders, Here, as om ook in ons eie hart te sê, Here, bewaar ons van klein geloof en twyfel. Bid dat U kerk sal trou bly aan U woord. En gee dat ons daarin ons krag soek. Dat U is nie 'n Here wat moeg word nie. U is die God wat iets nuuts doen in Jesus Christus. Dit bid ons in diepe afhanklikheid, Here, en met vrede voor U. Amen. Kom ons sing tot ons Here en van ons Here gesang 491 en daardie eerste en die 4de strofe. Seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U vrede gee. Amen.